welkom in die huis van die Here. Ons gaan begin met ons voorprogram. Ek wil net vir elkeen van julle wat gereelde lidmate is, sê baie welkom. En besoekers en nuwe lidmate of moontlike nuwe lidmate, baie welkom vir vandag. Kom ons sluit die oë en dan open ons net met gebed. Ons liewe Heer en dierbare Vader, liewe Heer, baie dankie vir hierdie wonderlike dag, U Sabbatdag wat U vir ons gegee het, om by U voete te kom sit en te kan luister na wat U vir ons wil sê. O liewe Heer, ons vra dat U hierdie dag sal seën, elke liewe verrigting wat hier sal plaasvind, dat dit alles sal gebeur volgens U wil en dat U naam daardeur verheerlik sal word. Ek bid hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan staan en dan gaan ons openingslied sing, lied 66. Ons het so 'n paar verjaarsdae hierdie week gehad. Ons het eers die 2de Februarie vir Helene de Tooi gehad. Ons kan vir haar geluk sê as ons haar sien. Die 3de Februarie, Jacqueline, het 16 geword, baie geluk. Het ek jou naam reg uitgespreek? Okay. En dan het ons ook, vandag is Alette de Tooi se verjaarsdag, so indien hulle kom, kan ons net vir hulle sê baie geluk en mag die Here hulle ryklik spaar en hulle lewenspad vorentoe net gelyk maak. Ons gaan nou tyd gee vir die sendingverhaal. Ekskuus Ian, ja? Baie geluk oom Braam met oom Braam se seun en nou sy vrou. Mag hulle ook 'n wonderlike tyd hê en mag die Here hulle huwelik ryklik seën. Baie dankie Ian. So ons gaan nou kyk na die sendingverhaal. Parfois, il suffit d'ouvrir les yeux pour remarquer que quelqu'un souffre. Flore, qui vit dans une petite ville du Costa Rica, luttait contre l'alcoolisme et la toxicomanie, jusqu'à ce qu'elle rencontre Arlene, un voisin adventiste du 7e jour. J'étais paresseuse, j'étais souvent dans la rue. Je faisais de mauvaises choses. Je cherchais Dieu, mais personne ne m'aidait. Arlene a vécu dans le même quartier que Flore pendant de nombreuses années, mais elle n'avait jamais remarqué le mode de vie de Flore jusqu'au jour où elle s'est arrêtée pour lui parler. Elle a demandé à Flore si elle avait besoin de quelque chose et Flore s'est immédiatement mise à pleurer.
Ce jour-là, je suis allée au magasin et j'ai pris quelque chose à manger pour elle et je lui ai donné. Je lui ai demandé « Voulez-vous que j'étudie avec vous ?» Elle m'a répondu « Oui ». Alors, à partir de ce jour, j'ai commencé à étudier avec elle. Arline a parlé de Flore à son pasteur. Ils lui ont apporté de la nourriture et ont étudié la Bible avec elle régulièrement. Je viens et je prie avec elle. Elle aime le chant qui dit « Give me a new heart, my Lord ». Le matin, quand je viens prier avec elle, je mets cette musique pour qu'elle puisse l'entendre. Da mi nuevo corazón, Señor. Da mi nuevo corazón, Señor. Ay, Dios, qué linda. Elle a décidé de se faire baptiser. Elle a été baptisée dans l'église et tous les membres l'ont accueillie en la serrant dans leurs bras. Elle était si heureuse parce que peut-être pendant de nombreuses années, personne ne l'avait serrée dans ses bras. Jusqu'à ce jour-là. Y yo sentía una alegría que ella. J'étais heureuse qu'elle vienne prier pour moi le matin. Et cela m'a fait chaud au cœur. Puis j'ai commencé à aller à l'église. J'ai été baptisée et je suis heureuse. Bauticé y estoy contenta. La vie de Flore a été transformée et elle ne lutte plus contre la dépendance comme avant. Comme Flore, de nombreuses personnes sont confrontées à des difficultés et souffrent en silence. Elles ont besoin de notre compassion, de notre soutien et de nos prières. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons la mission spéciale de partager l'amour de Dieu avec ceux qui luttent autour de nous. Soyons attentifs aux personnes qui souffrent dans nos communautés et montrons-leur l'espoir et la joie que nous avons en Jésus. Ek glo julle elkeen het presies verstaan wat daar gesê is. Maar ek glo die Here het wonders verrig in watter land dit ook al was. Terwyl Helene nou is, baie geluk met jou verjaarsdag wat hierdie week was. Ek hoop jy het 'n baie wonderlike dag gehad en mag die Here jou ryklik seën. Ons gaan nou geleentheid gee vir die diakens om die sending en dankoffer op te neem. Oom Bram sal oom sommer vir ons opneem, dankie. Kom ons sluit die oë. Ons liewe Heer en dierbare Vader, liewe Heer, baie dankie dat U so in oorvloed voorsien. Dankie liewe Heer, dat ons 'n deeltjie kon terugbring vandag. Seën hierdie offergawe, o Heer, en gebruik dit waar dit die nodigste is. Ons loof en prys U wonderlike naam en ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. So vandag gaan ons bietjie kyk, wie is die kunstenaar? Wie van julle het al 'n skildery gemaak of 'n prentjie geverf, of al is dit selfs paint by numbers toe jy nog op skool was? Ek sien daarom so 'n paar hande. So julle sal weet, as julle dit klaar gemaak het en jy staan terug, dan dink jy, dit is nogal mooi, of miskien staan jy terug en dink, miskien is dit nie heeltemal my lyn nie, maar wat ook al jy het probeer. So om so iets te doen, vat bietjie beplanning. So eers kry jy 'n idee in jou kop, en jy werk met die idee, maak miskien 'n paar sketse, kry al jou benodighede bymekaar, tekenboek, potlode, miskien 'n skilderdoek of verfkwasse, en dan kan jy begin. So ek het hier 'n skildery voor,
wat nog nie heeltemal klaar is nie, en ek het so 'n paar aspirant kunstenaars en vrywillige persone gevra om my bietjie te help om hierdie skildery klaar te maak. En eers aan die beurt het ons hierso 'n aspirant kunstenaar. Hailey gaan vir ons begin en daarna Lemiel, jy kan ook so lank vorentoe kom as jy wil, dan kan jy saam met haar hierso voor begin verf. Ons gaan begin met die jonger geslagte. Ek gaan hulle net gou aan die werk sit. Terwyl hulle verf gaan ek so lank vir ons aangaan. Ek gaan praat bietjie vandag oor, en 'n paar tekste met julle deel oor heeltemal 'n ander kunstenaar, 'n baie besonderse kunstenaar. En ons begin by Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En ons ken die skepingsverhaal. Ons weet van dag en nag. Ons weet van die grond, die waters, plante, diere, son, maan, sterre en dan ook die mens. En Genesis 1 vers 31 sê vir ons: toe sien God wat alles gemaak het, en dit was baie goed. Psalm 139. Want U het my niere gevorm, in my moeder se skoot gewewe. Ek loof U, omdat U so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. En Jeremia beaam dit verder, Jeremia 1 vers 5. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ons Here God het alles geskape, en hy het dit baie goed gedoen, in die fynste detail. Dankie Lemiel. Die volgende tweekies kan maar so lank kom, Ronel en Ian, as julle nie omgee nie. As ons kyk bietjie na, waarvan neem ons foto's? As ons foto's neem, ons neem foto's van blomme, diere, mense. Ons kyk ewen natuurtonele, wat van die sonsondergang. Dis alles wat die Here so mooi en wonderbaarlik gemaak het. En as ons kyk na die sonsondergang, so reg uit die Vader se hand, is mooi om elke aand te bewonder. Ek moet net gou hier loer. As hy nie, hulle kom mooi reg. Goeie kunstenaars gekies. Ek lees vir ons ook 'n stukkie, Kolossense 1 vers 16 tot 18. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. Oom Brom, oom kan maar kom. Dis ons laaste kunstenaar vir vandag. Julle het mooi geverf hoor. Ek lees vir julle 'n aanhaling uit Ellen White se boek Education, bladsy 101. To him who learns thus to interpret its teachings, all nature becomes illuminated. The world is a lesson book, life a school. The unity of man with nature and with God, the universal dominion of law, the results of transgression, cannot fail of impressing the mind and molding the character. So far as possible, let the child from the earliest years be placed where its wonderful lesson book shall be opened before him. Let him behold the glorious scenes painted by the great master artist upon the shifting canvas of the heavens. Let him become acquainted with
with the wonders of earth and sea. Let him watch the unfolding mysteries of the changing seasons and all his works learn of the Creator. Ons moet van kleins af ons kinders blootstel en laat hulle die Here in die skepping sien en daaruit leer. Daardeur kan ons karakters verander deur Christus wat ons help. So kom ons loer bietjie. Baie dankie aan almal wat my gehelp verf het. Kom ons kyk gou wat het julle geverf. So hierdie is 'n voorstelling van wie? Van Jesus Christus. Ja, dis net 'n voorstelling. Ons sê nie hy lyk definitief so nie. So dis net 'n voorstelling, maar Jesus is hierso die skildery. Maar Jesus is ook ons groot kunstenaar wat die heelal gemaak het. Hy is die hoof van die kerk en ons is al die liggaamsdele wat as 'n eenheid moet saamwerk. So het ons paar aspirant kunstenaars gehad vanoggend wat saamgewerk het om hierdie skildery vir ons te voltooi. Ek gaan vir julle 'n stukkie lees uit 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 20. Want net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal deur een gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode is, of Grieke, slawe of vrymanne, en ons is almal deur een gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede van die liggaam gestel, soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Johannes 13 vers 34 sê vir ons, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. So hoekom praat ek van een liggaam, hoekom praat ek van die liefde? Want ons is 'n kerk, ons weet nou al, dat die liggaam is die kerk van God. Jesus se kerk, ons moet mekaar lief hê, en saamwerk soos een liggaam wat saamwerk. Lukas 10 vers 2, toe sê hy vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan tot die Here dat hy die arbeiders in sy oes uitstuur. En ons groot commission, Matteus 28 vers 19 en 20. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Ons as Middelburg gemeente het nodig om as een liggaam saam te werk, om hierdie prentjie wat ons geskets het, van Jesus, uit te dra na die wêreld daar buite. En dit is ons werk volgens Matteus 28. Dit is ook nie net 'n prentjie, 'n voorstelling nie, ons weet dat die beeld is, ons karakters en die karakter van die Here, dis wat ons moet uitdra. 'n Karakter wat Jesus vir ons 'n voorbeeld is. So ek vra jou vandag, hoe lyk jou prentjie? Hoe lyk jou karakter? Wys jy hoe Christus wat alles vir jou opgeoffer het, hoe wys jy dit vir die wêreld? Hoe lyk jou prentjie daar buite? 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Ek lees vir julle nog 'n stukkie uit 'n devotional wat ons gedoen het, Reflecting Christ.
We should continually looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, for by beholding him, we shall be changed into his image. Our character will be made like his. We should rejoice that all judgment is given to the Son, because in his humanity, he has become acquainted with all the difficulties that beset humanity. It is impossible for any of us by our own power or our own efforts to work this change in ourselves. It is the Holy Spirit, the Comforter which Jesus said he would send to the world, that changes our character into the image of Christ. Ons staan in die einde van tyd. Die tyd is min, die arbeiders is min. Ons moet as dele van hierdie liggaam saamwerk wat die kerk is en nie teen mekaar werk nie. Ons het 'n beeld om uit te dra, 'n prentjie om uit te dra na die wêreld daar buite nog meer as ooit tevore. Mense daar buite die kerk kan maklik sien as daar nie eenheid is nie, tussen mense en tussen lede. Ons kan nie net voorgee nie, ons het werk om te doen. Kom ons staan as een liggaam wat die kerk is, een gemeente vir Christus, om sy beeld, sy karakter en sy liefde vir die mense daar buite te wys. Amen. Ons gaan afsluit met lied 363. Sluit die oë. Ons liewe Heer en dierbare Vader, liewe Heer, ons weet die tyd is min en die werk is baie. Werk in elkeen se hart, o Heer. Help ons om ons karakters te vorm, dat ons daardie beeld, daardie prentjie van U na die wêreld daar buite kan uitdra, en dat ons die mense kan vertel van U, en dat hulle U ook kan aanneem. O Heer, wees met ons die res van hierdie dag, seën elke ander verrigting wat gaan plaasvind. Werk in ons harte en verstande, Heer, dat ons die boodskappe deel van ons lewens kan maak. Ons bid hierdie dinge, liewe Heer, en ons is lief vir U en loof en prys die wonderlike naam. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ons gaan nou